Môre, dis maandag die 4 Augustus en vanoggend wil ek iets met jou deel. Dis eenvoudig, maar dis een van daardie waarhede wat my oë regtig oopgemaak het. Voor jy regtig jou Bybel kan verstaan, moet jy verstaan hoe God in tyd werk. Wanneer iets in die Bybel gebeur het, maak dit saak. Dit wys vir jou waarom dit gebeur het en wat God op daardie oomblik in die geskiedenis gedoen het. Die Bybel is nie net 'n geestelike boek nie, dis 'n ware storie met regte mense in regte tyd en 'n doelgerigte plan van God self. Hy werk in seisoene. Hy is nooit haastig nie. Hy raai nie. Hy beweeg met doel en orde. In 2 Petrus 3 vers 8 staan daar geskrywe: Een dag by die Here is soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. En in Genesis 1 vers 27 staan daar ook geskrywe: En God het die mens geskape na sy beeld. Man en vrou het hy hulle geskape. Jy kom nie van ape af nie. Jy is ook nie 'n ongeluk nie. Jy is geskep deur God op die 6de dag. En dit is nie sommer 'n detail nie. Dis deel van iets veel groter. In die Bybel staan die getal 6 vir die mens, onvolmaak, werkend en stikkend. Maar 7 is God se getal, volmaaktheid, rus en voltooiing. God het 6 dae gewerk en op die 7de dag gerus. En daardie patroon strek reg deur die geskiedenis van die mensdom. Laat ek jou wys. Van Adam tot Abraham was ongeveer 2000 jaar. Daar was geen geskrewe wette nie, geen Bybel nie. Mense het volgens hulle gewete gelewe. God het direk met hulle gepraat deur engele en verskynsels. Dan van Abraham tot Jesus was nog 2000 jaar. God het die wet gegee, hy het Israel gekies. Hy het profete, konings en priesters gestuur. Maar die meeste mense het nie geluister nie. Van Jesus tot nou, weer eens 2000 jaar. Jesus vervul die wet, die Heilige Gees word uitgestort en die evangelie versprei oor die wêreld. Dit bring ons by 6000 jaar, 6 profetiese dae. En wat kom nou? Die 7de dag. Die 1000-jarige vrederyk van Christus, 'n tyd van rus, geregtigheid en vrede onder sy leiding. In Hebreëus is daar 'n woord dor. Dit beteken 'n generasie of tydperk. En in elke tyd werk God iets uit. Hy wys sy geregtigheid, sy genade, sy plan om ons te red. Wat is God se fokus vandag? Nie tempels nie. Nie godsdienstige rituele nie. Geen kerklike doktrines nie. Sy fokus is die evangelie. Jesus Christus, gekruisig en opgestaan vir elke volk en vir elke mens. In Romeine 10 vers 14 staan daar geskrywe: Hoe kan hulle glo as hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder iemand wat preek? Dis waar ek en jy inkom. Ons leef in die 6de tydperk, die tyd van genade. Die deur is nog oop, maar dit gaan nie vir altyd oop wees nie. Die bassein het nog nie geblaas nie. Daar is nog tyd om te reageer en tyd om te getuig. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U 'n God van orde en tyd is. Dankie dat niks in die geskiedenis toevallig is nie. Nie eers my lewe nie. U het my geskep met 'n doel op die 6de dag en my in hierdie generasie geplaas vir 'n rede. Jesus, dankie dat U elke belofte vervul het. Dankie dat U die wet onderhou het, my sonde gedra het en die pad na genade oopgemaak het. U is die ware koning en ek sien uit na die dag van U heerskappy. Heilige Gees, help my om wakker te leef. Laat ek die tyd waarin ek is reg verstaan. Gee my moed om die evangelie te dra met liefde en waarheid. Gebruik my lewe om ander te bereik. Leer my getrouheid, nie net in groot oomblikke nie, maar in elke dag se keuses. En wanneer die bassein blaas, laat ek gereed wees. In Jesus se naam. Amen.
En hier's 3 waarhede waaraan ek vandag vashou. Ek leef in die 6de tydperk, die tyd van genade. Ek is met doel geskep, nie per ongeluk nie. En ek sien uit na die 7de dag, die 1000-jarige vrederyk van Christus. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. En leef vandag so, dat iemand dalk vir Jesus in jou sal raak sien. Mag jy 'n geseënde maandag hê.